Here Jesus, het is U wat vir ons raak gesien het, ver van die Vaderhuis, in 'n sondige wêreld, met 'n selfsugtige lewe, en wat vir ons gewag het om terug te kom na U. En soos Lukas 15 U die verhaal vir ons gegee het, staan U met oop arms, met vergifnis, met volkome herstel, en ontvang ons terug in die huis. Dankie dat die ou lewe verby is. Dankie vir ons sondes wat U afgewas het, vir 'n nuwe skoon kleed, vir die varkokse reuk en die vuil van die ou lewe wat afgewas is. Dat ons terug is by die Vaderhuis. Dankie Here dat ons by U vrede en vreugde vind. Dat U 'n feesmaal berei. Dat U vir ons sorg. U is ons Vader. Niks sal ons ontbreek nie. Ons wil by U kom skuil. Vir U dankie sê het ons U kinders geword het. Dat ons aan U kan behoort. Dat ons deel is van U Vaderhuis. Hier op aarde en ook vir ewig in heerlikheid hierna. Here, hierdie blye tyding wil ons vir ander gaan vertel. Heilige Gees, U wat in ons is, kom lei ons, kom help ons, kom praat deur ons, stuur ons, wys ons waar ons moet gaan, met wie ons moet praat, wat ons moet sê, vir wie ons 'n boodskap moet stuur. Ons sal doen wat U sê. Hier is ek, Here. Stuur my. Ek is in U diens. Amen. Ja, ek moet eers my bril af. Probeer ek om hier regte plek inkry. Okay. Dankie dat jy vasgebyt het tot die bitter einde toe. En dat jy hierso by die 8ste sessie nog steeds hier is. En ek wil vertrou dat jy met die Here 'n pad gestap het, maar ek wil net vir jou goeie nuus gee. Die pad is nie klaar nie. Hy stap met elkeen van ons individueel nog op pad. Hy is ergens met ons op pad heen. En nou moet ons net bybly. Sy troos is, hy het vir ons die helper gestuur, die trooster, die Heilige Gees. En hy is by ons. En hy gaan ons help, en hy gaan ons lei. En toe ek en Donie hier buite stap vanmiddag hier onder julle pragtige tuin en hierdie erf wat julle het. Toe vra ek vir hom, wat is nou die volgende tree na hierdie konferensie? Want ons wil nie hê dit moet nou net weer platval nie. En toe wonder ek of 'n mens nie so 2-3 persone moet by mekaar kom en net bietjie vir die Here vra, wat sê U is die volgende tree? Kom wys ons waar U met ons as gemeente op pad is. Ek het gebid en vir die Here gevra, wat is die boodskappe wat ek moet bring? En ek glo wat ek gesê het is uit die Here se hart. En dis sy plan vir hierdie gemeente. Maar kom ons vra vir die Here om vir ons te wys. Wat is dit wat hy graag wil hê? Ons nou vorentoe die volgende tree moet gee. Want ek glo die Here het 'n baie spesiale plan met Koppies. En hy het ergens heen op pad met ons.
En hy het nie maar net met ons kom praat vir 'n bietjie geestelike opwinding nie. Hierdie pas in 'n groot wonderlike plan, en ons sien nou maar net nog die begin. Maar kom ons vra vir die Here, dat hy vir ons sal wys, wat is die volgende tree. En ek glo die Gees van die Here sal getrou wees, om as ons op hom wag, en ons sonder ons af, gaan die Here met ons praat. En dat 'n paar mans en vrouens saamkom, en saam bid, en die Here sal vir julle lei. Want ek glo die Here is met hierdie gemeente, met 'n wonderlike pad, op pad vorentoe. Die vraag wat by baie mense opkom is, ek weet nou, ek het sekerheid dat ek aan die Here behoort. Ek is nou seker dat hy my sonde vergewe het, dat ek sy kind is, hy het uit sy woord vir my kom bevestig, jy wat my aangeneem het, vir jou het ek die reg gegee om my kind genoem te word. Bybel sê ek is 'n kind van die Here. Ek het ook nou vrede in my hart, dat ek weet die Heilige Gees het nou die volle beheer. Ek het vir hom die reg gegee, en ek glo dat hy dit geneem het. En ek weet hy is nou in beheer van my lewe, en al ervaar ek nog nie iets nie, sien ek nog nie iets wat verander het nie, weet ek, hier is nuwe beheer in my lewe, en ek gaan iets sien vorentoe. Want die Here gaan met my nou op 'n nuwe pad stap. Maar weet jy, as ek hierdie ooreenkoms gemaak het, dan is ek by 'n punt wat ek weet, ek het die tyd dienste bygewoon, ek is nie meer onkundig oor die Heilige Gees nie, ek verstaan die Gees, waarom hy gekom het en wat hy wil doen. Ek het ook verstaan die belangrikheid van hierdie opdrag, in Efesiërs 5 vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, dis 'n opdrag. So die Gees wil elke deel van my lewe beheer. Hy wil nie die loseerder wees in die buitekamer nie. Hy wil die sleutels van die hele huis hê, van elke vertrek en laai en kluis, en watter plekke ook al in my huis. Hy wil die Here wees van my lewe. Hy wil die baas wees van my huis. So daarom vra hy die sleutels van my hele huis, en ek het dit vir hom gegee. So ek is vervul met sy Gees, en ek is onder sy beheer, en ek vertrou dat hy nou vir my gaan lei op die pad vorentoe. Maar weet jy wat gebeur, en dalk het dit nou al met jou gebeur, dat gaan dit nou, of binnekort gebeur, jy gaan begin twyfel. Het dit nou regtig gewerk? Is ek regtig 'n kind van die Here? Is ek onder beheer van die Heilige Gees? Ek het hom gevra. Maar het hy die beheer geneem? En jy sien, ons moet weet ons het 'n vyand. En die duiwel sal ons wil laat twyfel, en hy sal hierdie kontrak wat ons gemaak het, met Jesus en met die Heilige Gees met God, hy sal hierdie kontrak wil kom skrap, jou laat twyfel daaroor. En miskien het jy weer gestruikel. Jy het hier vir die Here gesê, Here, ek wil nie meer sonde doen nie. Kom vat die beheer van my lewe en vervul my Heilige Gees. En toe net hier, het ek weer kwaad geword. Of ek het net iets verkeerd gesê. Of ek het, my ou natuur het net weer uitgeglip. En nou kom die aanklaer, want dis die duiwel se naam, hè? Die leienaar. Hy sal vir jou kom lieg, hy sal vir jou kom sê, maar God het jou nie gehoor nie, God se woord werk nie regtig nie, hy hou nie sy woord nie, dit sal nie gebeur nie, jy sal nie regtig verander nie, dis die leienaar. Hy het vir Adam en Eva ook gesê, man, het God nou gesê, julle mag nie van die boom eet nie, dis nie heeltemal waar nie. Het God gesê, julle gaan iets sleg oorkom, dis nie waar nie, die waarheid is, julle gaan soos God word, hy wil net nie hê, julle moet soos hy word nie. So ons het 'n vyand. En hy gaan ons probeer om ons kontrakte en ooreenkomste wat ons met God gemaak het en wat by God vasstaan, om vir ons daaroor te laat twyfel. Hy gaan sê, jy dan weer gestruikel, jy het weer sonde gedoen. Miskien voel jy die Here teleurgestel weer. Jy het iets gedoen en jy voel die Here is teleurgestel in jou. Jy het weer gestruikel. Jy het weer op die ou manier toegegee.
Miskien is dit jou emosies wat jou laat twyfel. Want jy het so lekker gevoel gehad in jou hart en is nou nie meer daar nie. So ek dink, sê hierdie stemmetjie van die duiwel, dit het toe nie gewerk nie, jy sien. Jy het nog nie so 'n belewenis gehad soos daai een en jy het nie dit ervaar nie, jy het nog nie dat ervaar nie. Geliefdes, die vyand sal probeer om te keer dat jy God se woord vashou. Wat die Here sê is die waarheid. God said it, I believe it, let's settle it. Twyfel jy, omdat jy nog nie hierdie ervaring gehad het nie. Jy het gehoor, hierdie ou het in tale begin praat. Jy het dit nog nie ervaar nie. Jy het gehoor, hierdie ou het hierdie ding belewe in sy gebed. Hy het hierdie prentjie gesien. Die Here het hier iets in sy lewe gedoen. Hy voel anders. Hy voel verlig. Ek het nie hierdie verligting nie. Ek het nie hierdie warm gevoel gekry nie. Hy sal op allerlei maniere sal die vyand jou wil laat twyfel of jy die ooreenkoms het met die Heilige Gees. En dan wil ek net vanaand vir jou sê, die Gees wil vir jou kom sê. Al sou jou emosies verander en sou jy weer struikel en sou jy weer sonde doen, hy's in jou. En as jy vir hom toelaat, gaan hy deur jou werk. Hy gaan jou nie verlaat nie. En hy gaan jou herinner as jy begin afdwaal. As jy mooi gaan kyk na die opdrag in Efesiërs 5 vers 18. In die oorspronklikheid het ek vir jou gesê, dis 'n direktiewe imperatief. Wat beteken, imperatief kan jy hoor, dis 'n opdrag. Direktief kan jy hoor voortdurend. So, eintlik staan daar, word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Dis nie net iets eenmalig en nou is dit verby nie. In 'n volgende situasie ek gestruikel, kom ek terug en sê ek weer vir die Gees op 'n nuwe manier, of ek sit in 'n krisis, of ek sit in 'n moeilike situasie en ek sê weer vir die Gees, vervul my, neem die beheer. Jy sien, dis voortdurend word vervul met die Gees. Bly onder die beheer van die Gees, nie van alkohol nie, bly onder beheer van die Heilige Gees. As jy nou mooi gaan kyk, sê jy sien, dat het waar is, dat ons nie vanselfsprekend altyd vervul bly nie, want ons het 3 vyande. Jy het gehoor jou ou natuurlik nie verdwyn nie. Hy wil jou aan mekaar laat sleg voel, of laat iets weer neerslagtig dink, of iets deelik dink of sê. So, jou ou natuur is nog daar. Dan is die sondige wêreld daar, die versoekings in die wêreld is nog steeds daar. Die duiwel wil jou steeds wegtrek, want die duiwel is ook 'n werklikheid. So, daaroor moet ek en jy verstaan vanaand, om 'n Christen te wees, is 'n stryd. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê Efesiërs 6 vers 12, maar teen die bose magte en die bose geeste in die lig. So ons het begin iets sien van die geestesryk van die lig van die Jesus en die Heilige Gees en sy werking en sy engele, maar daar is ook 'n duisternisryk. En die wil vir ons terugtrek en wegtrek. Ons weet hoe Petrus ook byvoorbeeld gestruikel het. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoe hy gestruikel het. As 'n geesvervulde man van God, kan ons weer struikel, soos Petrus. Baie mense vra ook die vraag, hoe werk dit nou? Moet 'n mens tot bekering kom? En dan is dit nog nie reg nie, dan moet jy eers 'n second blessing hê, dan moet jy eers vervul word met die Heilige Gees. Ons kan nie vir die Gees voorskryf en vir hom sê, hier is stap 1, 2, 3, 4 nie. Die Gees werk met elkeen van ons uniek. Hy kom met 'n lang pad met jou al in elk geval. By party mense gebeur dit onmiddellik, dat hulle verstaan, Jesus het vir my sonde gesterf, hy het in my hart ingekom, hy het die volheid van sy Gees in my, en ek het my volkome aan hom oorgegee. Hierdie persoon se bekering en vervulling van die Heilige Gees is dieselfde oomblik. Ander is soos daardie Christene in Efese.
Hulle het nog nooit eintlik die Heilige Gees verstaan of gehoor van hom en hom nog nooit erken en plek gegee in hulle lewe nie. So, eers op 'n later stadium het dit in my geestelike lewe gekom dat ek vervul is met die Heilige Gees. Jy kan nie 'n manier voorskryf nie. Ek kan daarom sê, wat die Bybel vir ons wil verstaan, is dat God wil ons seën. En sy seëninge is nie net eenmal nie. Dis nie net as hierdie reeks verby is, nou is dit verby nie. Nee, God wil vir jou vanaand in jou stilte tyd ontmoet. Hy wil môreoggend vir jou hier in die kerk kom seën. Hy wil as jy huis toe gaan, ergens op 'n plek, wil hy vir jou ontmoet. Terwyl jy in die kar ry, wil hy vir jou seën. God se seën het nie opgehou nie. En daarom gaan daar 'n second blessing wees, en 'n third, en 'n fourth, en 'n fifth. Maar jy kan nie wil voorskryf dat dis nou die patroon, as dit met jou so gewerk het, jy het dit nog nie eintlik reg nie, want jy het nog nie hierdie ervaring gehad wat ek gehad het nie. Ek kan vir jou verduidelik, dat as jy na die skrif toe gaan, en hy praat oor vervulling met die Heilige Gees, is daar 'n klomp wisselterme. So dit is nie net 'n second blessing nie. As die Bybel sê, word voortdurend deur vervul met die Gees, sê hy op ander plekke, wandel deur die Gees, met ander woorde, gee elke tree onder leiding van die Gees, is dieselfde ding. Laat die Gees julle lei, is dieselfde ding as geesvervulling. Jy is gehoorsaam om tree vir tree saam met die Gees te lewe. Die Heilige Gees moet julle vervul, moet julle beheer, moet julle lei. Bly onder beheer van die Gees. Dis alles wisselterme vir geesvervulling. Om gedoop te word met die Gees, om gesalf te word deur die Gees. Dis alles terme van jou verhouding met die Heilige Gees, waarin jy voortdurend aan hom oorgee, partykeer met 'n groter ervaring of 'n belewenis as 'n ander keer. Maar dit is elke keer hierdie verhouding wat groei. Mense het dit ook al vergelyk met 'n man en 'n vrou wat vir mekaar lief het, en vir mekaar voortdurend deur sê, ek het jou lief. Ek het my trou aan jou beloof. Ek wil by jou bly deur dik en dun. En later is daar weer 'n krisis en dan kom ons weer en ons sê dit weer vir mekaar. En daar is verskeie sulke geleenthede waar ons hierdie liefde opnuut belewe. En dis met 'n verhouding so. En ons het ook 'n verhouding met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nie 'n patroontjie nie, want selfs in Petrus se lewe kan ek vir jou nou wys hoe dat hy meer as een ervaring van die Gees gehad het. Dit was sy patroon, hoe die Gees met hom gewerk het, 3 jaar saam met Jesus. Op 'n wonderlike wyse. Saam met Jesus gestap en saam met Jesus gelewe. Saam met Jesus op die berg van verheerliking gewees, wonderlike dinge belewe. Daar was allerlei seëninge wat hy in sy lewe ervaar het. Dan was daar ook 'n nag wat hy besef het, hoe dat sy ou natuur sy lewe beheer, en hoe hy vol van homself is. En hoe hy op ander neersien en sê, ja, hierdie ander disippels sal u nog verlaat, maar ek sal nooit nie. En daai aand verloon hy vir Jesus 3 maal. Dis sy geskiedenis, gaan kyk sy grafiek, hoe loop dit? En dan sit hy daar in die bovertrek, en hy het nie vrymoedigheid om te praat nie, en hy is bang, en hy is onseker. Maar hy het 'n verlange na die Heilige Gees, wat Jesus beloof het. En hy wag die 8ste dag, en hy byt vas die 9de dag, en eers die 10de dag. Kom daar vuurtonge uit die hemel. En het hy ervaring van die Gees, wat sy lewe opnuut nou kom in besit neem. En hy sê, ek het hierdie seën nog nooit beleef nie. Dis 'n wonderlike seëning, 'n salwing, 'n doping wat ek beleef het. En dan wat lees ons? Hierdie Petrus is 'n nuwe mens.
Hy stap uit en hy die krag van die Gees wat deur hom werk en hy getuig en mense kom tot bekering, daar's vrug in sy werk. Kort daarna het hy 'n ander ervaring. Ons lees in Handelinge 4 dat hy in 'n situasie is waar hulle hom gevange neem, soos vir Jesus. Hy was vroeër te bang, hy het gelieg en weggekruip. Toe hulle vir Jesus gevange geneem het. Nou is hy nie meer skaam nie. Nou praat hy voor daai soldate en die Romeinse regerders en daai skrifgeleerdes en fariseërs wat vir Jesus veroordeel het. En hy sê vir hulle, ek wil vir julle die waarheid sê, Jesus het gesterf ook vir jou sonde. En daar is vir jou vergifnis. En hy wil vir jou die goeie nuus gee, hy het opgestaan uit die dood en hy leef, al kan jy hom nie sien, hy is daar by jou, hy wil jou sonde wegvat. As jy vir hom bid, dan doen hy dit. 3000 mense kom tot bekering. Wat 'n belewenis. Dan sien ons, hy staan skielik, nou is hy gevang. En hy staan veroordeeld. En hulle verbied hom om weer 'n woord oor Jesus te praat. En in daai oomblikke kan ek insien hoe dat Petrus net sê, Heilige Gees, kom gee vir my die woorde, kom bekragtig my. En Petrus vervul met die Heilige Gees praat. En hy sê, of ek julle of God meer moet gehoorsaam, julle nou maar besluit. Maar ons staan hier so oor wat ons weet die waarheid is. En julle kan doen wat julle wil. En ons wil vir julle sê, daar is vir julle ook redding. En hy praat met gesag. Hy het dit nie uitgedink voor die tyd nie, maar in daai oomblik het die Heilige Gees hom opnuut vervul en hom bekragtig om voor die Joodse raad 'n wonderlike getuienis te gee. Ons sien dat daar 'n derde geleentheid was waar ons lees soos by die Joodse raad. Daar staan hoe die Heilige Gees hom vervul het en hy met vrymoedigheid gepraat het. Daar's 'n derde geleentheid wat ons lees, die Heilige Gees het vir Petrus vervul. Waar hy 'n goddelike seën, 'n blessing ontvang het van die Here. Hy's weer gevang, hy's in die tronk, hy het vrygekom. Hy gaan reguit na die plek waar sy klein groep by mekaar kom. Toe in daai huis instap, toe bid hulle saam. En hulle vra, Here, U sien dat ons bang is om te getuig. Maar ons bid weer, Heilige Gees, kom vervul ons, kom bekragtig ons, en gee vir ons nuwe vrymoedigheid. En die plek skud, en die Heilige Gees vervul hulle, en hulle het nuwe moed, en hulle het nuwe vrymoedigheid, en hulle gaan uit en hulle begin weer getuig. Kan jy sien, die Heilige Gees is by ons. Hy wil ons voortdurend deur elke krisis help. Hy wil ons opnuut vervul, word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Dis wat hier gebeur het. Gaan lees daai gedeeltes en sien hoe dat Petrus vir 'n derde maal vervul is met die Heilige Gees. Maar nou wil ek vir jou slegte nuus kom vertel. Gaan lees ook Galasiërs 2 en sien hoe dat Petrus gestruikel het. Ons lees Galasiërs 2, hierdie geesvervulde man van God sondig weer. En Paulus moet hom teregwys en vir hom sê, Petrus, wat doen jy? Jy maak nou dat hierdie ander gelowiges ook skynheiliges en ook dwaal. Jy die reguit pad van die evangelie het jy verlaat. Petrus was, jy kan dink, hier skud sy oë, gaan sy oë oop. Hierdie geesvervulde man wat gefeins het en oneer en nou skynheilig is. Kom ek lees vir jou daai deel dat jy net kan sien. Toe Sefas, dis Petrus se ander naam, toe Petrus, Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik, dis nou Paulus geskryf, het ek my openlik teen hom verset. Omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Paulus sê, weet jy, ek het vir Petrus aangespreek daar in Antiochië, omdat hy nie onder die geesbeheer was nie. En omdat hy openlik hom verset het.
openlik verkeerd opgetree het en nie onder die Gees se beheer was nie. Vers 12, voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, nou Jakobus se mense was nou die streng, oorspronklike tradisionele kerk in Jerusalem, wat net onder die Jode gewerk het, en baie streng nog van die Joodse wette nagekom het, van die gebruike wat hulle gehad het daai tyd, en hulle tradisies wat hulle gehad het. So Jakobus, hy was 'n baie konservatiewe groep gewees. Ek kan nou so 'n kerk noem, maar ek sal nou nie name noem nie. Maar, jy sien, dis ook Christene wat nou kom, en nou Petrus is nou 'n bietjie versigtig, hy besef, hulle gaan nie hou daarvan dat hy nou nie meer die tradisies nakom en saam met die heidene eet nie. Want die Jode doen dit nie, hulle gaan nie in 'n heidense huis nie, hulle eet nog minder saam, hulle het reinigingsgebruike. Hy doen dit nie meer nie, want sy gemeente hierso in Antiochië is nie Jode nie. Sy gemeente is Italianers wat tot bekering gekom het, Romeine. Sy gemeente is Grieke wat tot bekering gekom het. Hulle is Christene. Waaroor moet hulle nou nog die besnydenis en die rituele en die tradisionele reinigingsgebruike wat hulle gehad het? Hoekom moet hulle dit nog doen? Hy het dit gelos. Hy het saam met hulle gaan eet. Maar toe Jakobus kom, toe is hy skynheilig, toe maak hy asof hy nog al die Joodse wette nakom. Luister hier staan. Vers 12. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Nie-Joodse gelowiges. Dis nou hierdie Italianers en Grieke. Hy meng met hulle. Hy steur hom nie meer aan hierdie ou tradisionele gebruike van die Jode nie, hulle kultuur nie. Maar toe die mense daar aankom, het hy Petrus hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. En die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas, wat saam met hom gewerk het, het hom deur hulle huichelery laat meesleep. Petrus, wat doen jy? Jy doen verkeerd, nou mislei jy hierdie mense wat saam met jou werk, en hulle dink hulle moet nou weer al hierdie ou wette nakom. Toe ek sien dat hulle van die reg uitpad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood, en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self nou weer leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing hierdie Grieke om te lewe asof hulle Jode is? Hoe wil jy nou die Joodse gebruike nou weer hier so onder hulle? Jy laat hulle verward raak, want nou dink hulle dis belangrik in jou godsdienst om hierdie gewoontes te hê. Sien jy wat sê hierdie skrif? 'n geesvervulde mens kan weer verkeerd lewe, kan 'n fout maak. En wat gebeur dan? Dan verwerp die Here jou, en jy is nooit weer 'n kind van die Here. Nee. Dan kom die Here en hy roep jou terug. Hy stuur iemand om vir jou te sê, is 'n fout. David, jy's daai man. Jy's die een wat die ander se skaap lam gevat het. Dan kom die Here en hy roep vir jou terug na hom toe. En hy vergewe jou ou dinge. En hy herstel jou, en hy gebruik jou weer kragtig. Petrus het vir die Here gewerk op 'n kragtige manier, was daar in die gevangenis waar hy gehou is in Rome, terwyl van sy geloof, en omdat hy so ywerig gewerk het vir die Here. Daar is hy uiteindelik, terwyl van sy geloof en hierdie ontsaglike impak wat hy gemaak het in Rome, en hoeveel mense het daar tot bekering gekom in Rome? Petrus het 'n kragtige invloed onder die Italianers en die Grieke gehad. Hy het teruggekom, die Gees het hom weer oorgeneem, die Gees het weer die beheer geneem, hy het weer vir die Here voluit begin werk. Moenie dat die duiwel, as jy een keer struikel en sê, daar is dit, die Here het sy rug op jou gedraai. Dis nie waar nie. Want ons het 'n vyand, ons het 3 vyande as Christene. Die eerste een het ek nou duidelik vir jou laat verstaan, is jou sondige natuur. Hierdie selfsugtigheid in jou, kom maar weer na vore. Nou vra hulle by die kerk, iemand moet dit en dat en dit en dat doen. Ag nee, ek is nie lus nie. Ek hou nie daarvan, dis nie my tipe. Ek is nie 'n ou vir bid nie. Ek is nie 'n ou vir groepies nie. Ek is nie so gewoond nie. Ons tradisie is so en so.
selfsug. My ou natuur vat weer oor. En nou waarsku die Bybel vir ons, dat hierdie vyand is in stryd teen die Heilige Gees. Jy gaan aan mekaar beleef, hier's twee stemme in jou, die een wat sê, die Gees van die Here beweeg hierdie kant toe, gee daai tree, en 'n ander stem wat sê, nee moenie, gaan hierdie kant toe. Luister wat sê Galasiërs 5, ken hierdie teks, ek het hom al gelees. Laat julle lewe steeds, kom ons die woordjie steeds onderstreep, dit moet jou lewenstyl word. Dis hoe jy moet lewe. Jy moet altyd, steeds, jy moet aanhou. Julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Julle moet vervul bly met die Gees, julle moet onder sy beheer bly. As julle uitgaan, moet julle terugkom. As julle struikel, moet julle opstaan. As julle sondig, moet julle bely, maar julle moet steeds die Gees in beheer hou. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, julle voortdurend luister na die Gees en doen wat die Gees sê, en hom volg, en onder sy beheer bly, en sy leiding ervaar, dan staan julle nie meer onder die wet en die sonde nie. So ons sondige natuur, ons selfsug, hierdie stryd teen die Gees, wat sê die Bybel? Wat moet jy nou doen met hierdie ou natuur? Bybel sê, maak hom dood. Moenie laat hy meer sê in jou lewe nie. Moenie hom hierso met wattetjies toedraai en hom weer saggies hanteer nie en vir hom weer simpatie gee nie. Nee, jy neem jou kruis op. Dis wat Lukas 9:23 sê. Toe sê Jesus vir almal, as iemand agter my aan wil kom, my volgeling wil wees, moet hy homself verloon. Sê, ek ken jou nie. Hierdie ou natuur, ek ken jou nie. Ek luister nie na jou nie. Ek wil niks met jou versoekinge en jou begeertes te doen nie. Jy moet elke dag, moet jy jou kruis opneem, waarin jy self hang, waarin jy jouself doodmaak, waarin jy sê, ek leef nie meer nie, ek het gesterwe aan die kruis saam met Jesus, en dan moet jy vir Jesus gehoorsaam, dan moet jy doen wat hy sê, hy moet die kroon dra in jou lewe. Galasiërs 5:24 sê, die wat aan Christus Jesus behoort het, hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dis hoe 'n mens jou ou natuur hanteer. Moenie na hom luister nie, maak hom dood, hy moenie meer 'n rol speel in jou lewe nie. Jou tweede vyand is die sondige wêreld. Die Bybel sê, dat daar die sondeval, en die prins van die duisternis op allerlei maniere probeer hy ons wegtrek, soos vir daai verlore seun, hè? Hy daar by sy pa se huis gewees, maar hier in sy gedagtes het hy aan mekaar gedink. Weet jy, ek wonder wat is hierdie partytjies. Ek hoor van daai liggies, hoor van daai lekker dinge wat hulle daar doen. Ek hoor hulle drink sulke goed, hulle snyf sulke goed. Ek hoor hulle raak so wonderlik. Hulle raak hoog en hulle beleef allerhande goed. Ek wonder, hoe is dit? Ek wonder hierdie mooi meisies. Ek wonder oor die drank. En toe sê hy op 'n dag, daar gaan ek. Hierdie gedagtes, nou 'n plannetjie gemaak. En daar gaan hy. En daar in die verland, raak die partytjies nie meer lekker nie. Sy geld raak op. Die mense, sy pelle draai hulle rug op hom, want hy kan nie meer entertain nie. Hulle stoot hom uit. En hy het nie geld nie. En hy het nie werk nie. En hy kry nêrens werk nie. En toe gaan hy na 'n boer toe en hy sê, enige iets wat jy het, sal ek vir jou doen. Hy sê, wel, ek kan my varke oppas. En nou weet jy, vark, in die tradisie van die Jode, is 'n onrein dier. Hulle sê, mos die spreekwoord, jy is so veilig soos 'n vark in Palestina, want niemand sal jou iets aandoen, niemand sal jou slag nie, niemand sal jou eet nie. Maar hierdie man, hierdie Jood, se seun, moet nou varke oppas.
En hy sê en dan moet ek maar hulle kos eet. Ek moet daai pele wat hulle vir die varke voer, die moet ek nou maar eet, is al wat ek het om te eet. En op 'n dag kom hy tot sy besinning. En hy sê, ek sal opstaan, ek het 'n fout gemaak, ek sal dit erken, ek sal dit gaan bely, ek sal na my pa teruggaan en ek sal sê, Vader, vergewe my, ek het teen U en teen God gesondig. Maak nou met my wat U wil. Ek gee my aan U oor. Ek sterf. Ek, my plannetjies, my wil, ek kruisig myself. Kom lewe in my. Sondige wêreld, ek het my rug daarop gedraai. Ek is terug by my pa, om in sy huis te leef en te werk. Wat sê Jakobus 4 vers 4 en Markus 4 vers 9? Kom ek lees net vir jou wat staan daar in die Bybel. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie 'n vriend van God en 'n vriend van die wêreld wees nie. Jy moet 'n keuse maak. Ek gaan nie meer daai pad van die sonde stap nie. Ek gaan maar uit wees en nie altyd aanvaarbaar wil wees nie. Ek draai my rug op die wêreld. Ek is klaar met die blink liggies wat eindig in die varkhok. Daardie wêreld is verby. En ek gee my oor aan die Vader. Ek is 'n vriend nou van God en 'n vyand van die wêreld. Jesus vertel 'n verhaal van saad wat gesaai word. Hy sê, weet jy, party van hierdie saad val op die harde pad. Party in sy harte is so hard. Hy sê, dan kom die voëls en pikkel daai saad net so op. Het groei niks. Dan verduidelik Jesus, hy sê, wat is hierdie voëls? Dis die demone, die bose geeste. Terwyl ek met jou praat, is die bose geeste besig om daai goeters te raap. Hy vat dit weg, jy het nie hoor nie. Dat jy nie gehoorsaam het. Hy vat daai saad van die woord weg. Jesus het geglo in demone. Hy het gepraat daarvan. Hy het sê, hulle is jou vyand, dis die duiwel en sy magte. Hulle wil die woord roof, hulle wil nie hê jy moet verander nie. Hy sê by ander, is soos sagte sand, dan val die saadjie dan begin hy groei, maar onder is hy kliphard. Ja, hy is onskoonlik, waarskynlik praat hy saam, hy is, ja nee, Here, maar onder is sy hart, is kliphard. Hy wil nie eintlik verander nie, is nie eerlik nie. Hy sê, maar dan is daar 'n derde groep saad, wat tussen die onkruid val, dan sê hy, wat is hierdie onkruid? Hy sê, die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en soos bossies verstik dit die woord en dan dra dit nie vrug nie, bly sonder vrug. Hy sê, ek waarsku julle teen die wêreld. Die wêreld, die sondige wêreld is daai smagting na die verleiding van rykdom. Terwyl van geld net ons oor toe en ons steel en ons is oneerlik en ons doen verkeerde goed. Die wêreld suig my in, deur sy bekommernisse oor die goed, dan begin hy my goed laat doen wat ek nie moes doen nie. Die begeertes na allerhande ander dinge, trek my weg van die Here, weg van sy woord. Dis jou vyand, jy moet hom raak sien. Markus 4 vertel vir ons van die vyand van hierdie wêreld waarin ons lewe. En dan die derde vyand is die duiwel. Ek het nou oor hom gepraat met sy bose magte. Petrus skryf, hy sê 1 Petrus 5 vers 8, sê hy, wees nugter, maar hou jou kop oop. Moet nou nie op 'n ding hardloop en die mekaar raak en jy wil dat beïnvloed verkeerd nie. Bly nugter, gebruik jou verstand, wees wakker man, want die vyand is daar. Julle vyand, die duiwel. Jy het 'n vyand, is die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Jy moet sorg dat die deure in jou huis toe is. Maak seker die deur is gesluit. Maak seker die venster is nie op 'n skreefie oop nie. Want die vyand gaan kom en hy wil inklim. So jy het die verantwoordelikheid om die duiwel uit te hou. Adam, hoekom het jy nie die duiwel weggejaag toe hy met jou vrou begin torring nie? God roep vir Adam tot besinning.
Jy het nie in jou huwelik gewaak nie. Hoekom is jy nie op jou pos nie? Hoekom is jy nie die geestelike leier? Hoekom het jy nie geestelik opgestaan en so met God gelewe, dat jy God se stem gehoor het oor wat die slang se plan is nie? Ons het 'n vyand. Efesiërs 6 het ek nou aangehaal. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, teen mense nie. Maar agter hulle is daar magte. Ons stryd is teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Sy het 'n vyand. Jy kan nie met die slang begin praat nie. Jy moet van hom wegvlug en by die Here skuil. Die Here is jou oorwinnaar. By hom hoef jy niks te vrees nie. Hy sal jou beskerm. Daarom moet ek en jy weet, wat is die geheim? Ons moet sorg dat ons onder die Gees se beheer bly, dat die vyand, die wêreld ons nie wegtrek nie, ons ou natuur ons nie laat struikel nie, en die duiwel ons nie mislei en in 'n struik laat beland nie. Daarom, sorg dat jy steeds vervul bly met die Heilige Gees. Dat jy voortdurend kies teen die vyand en vir die Gees se beheer. Daarom moet jy die stem van die Heilige Gees al beter herken. Want partykeer dink jy dis die Here wat praat, dan is dit die duiwel. Partykeer is dit sommer jou eie gedagtes, is nie die Here nie. Maar jy moet leer onderskei, want die Gees is in jou, hy wil met jou praat, hy gaan met jou vir jou gedagtes gee, hy praat nie as harde woorde nie, hy praat met indrukke wat by jou opkom, gedagtes wat by jou opkom. Jy het nie in jou verstand uitgedink nie, ek wil sê, dit kom jy uit jou hart uit. En jy leer ken die stem van die Heilige Gees. En daarom gehoorsaam jy sy opdragte onmiddellik. Kyk wat sê Galasiërs 5. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Dis hoe jy gaan oorwin. Bly onder beheer van die Heilige Gees. En as jy struikel, staan dadelik op. Iemand het gesê, dis soos asemhaling. Hoe werk asemhaling? Kyk, as jy ophou asemhaling, gaan jy dood. So jy moet leer, as jy agterkom, hierso is klomp, kom ons sê, koolsuurgas en stikstof en slegte gasse in jou longe, dan moet jy dadelik uitblaas. Dadelik dit bely, maar jy moet nie als net uitblaas nie, want jy moet nie net sorg jou longe skoon is van al hierdie goed, jy moet asemhaal, jy moet jou volmaak met die Gees. En dit moet so deel wees van jou natuurlike lewe. Kom ek sê, jy ry hier uit, en hier kom 'n taxi, en hy doen 'n snaakse ding, en jy vererg jou. En jy word kwaad, en jy sê sommer die saggiese ding. Of jy gee 'n teken. En onmiddellik sê die Gees vir jou, is iets vuils, die sonde in jou. Jy het verkeerd opgetree. Wat moet jy doen? Net so. Toe jy om die volgende draai gaan, toe is die Gees weer in beheer. Toe jy daai sonde bely, jy het onmiddellik dit uitgeblaas, jy het onmiddellik die Gees van die Here in beheer geplaas. Jy sien, dit is wat dit beteken om onder die Gees se beheer te bly en te lewe onder leiding van die Heilige Gees. As jy bewus raak van sonde, 1 Johannes 1 vers 9 sê, bely, en as jy bely, God sal vergewe. Maar nie net skoon nie, vol. Heilige Gees, vat weer die beheer. Neem weer die beheer. En om die volgende draai is daar weer 'n ander ou wat voor jou inry. Jy sê, seën hierdie ou, Here, dankie dat ons nie ongeluk gemaak het nie. Jy is onder die Gees se beheer. Jy bid vir hierdie ou, dat hy tot bekering kom en beter bestuur. Goed. So hoe bly ek Gees vervuld? Jy moet elke oggend opstaan, net opnuut vir die Here sê, U is koning in my lewe, Heilige Gees, vat die beheer, hierdie dag is U sin. Ek gaan U gehoorsaam, ek wil U stem hoor, ek wil na U luister. Maak tyd om by hom alleen en stil te wees, en net seker te maak die Gees is in beheer. En dan bly jy onder die Gees se beheer. En dan kom jy hier in 'n moeilike gesprek, en jy weet nie wat om te doen nie, dan sê jy, Gees van God, kom help my.
Hy is my helper. En die Gees kom lei vir jou. Of jy struikel hier so ergens, jy sê weer iets verkeerd. En die Gees herinner jou en jy kom terug. Jy sien wat dit beteken. Jy leef in 'n verhouding saam met die Heilige Gees en jy gehoorsaam sy stem onmiddellik. En jy bly onder die Gees se beheer. Het jy hoe lief vir die Here jou? Hoe lief vir jy die Heilige Gees? Wil jy hom altyd gehoorsaam? Wil jy met hom regmaak die oomblik wat jy struikel? Wil jy nie onder sy beheer bly? Wil jy nie hom gehoorsaam onmiddellik? Weet jy, die Gees van die Here wil jou help om die wil van die Vader te doen. Om binne God se volmaakte plan te beweeg. Die Heilige Gees wil jou lewe elke oomblik vervul, sodat hy vir jou oorwinning gee oor die sondige wêreld en die ou natuur en die duiwel. Die Heilige Gees wil in jou nuwe dinge na vore laat kom, 'n nuwe geaardheid, 'n nuwe persoonlikheid, nuwe mooi eienskappe, liefde, vrede, selfbeheersing, nederigheid. Jy is nie so vol van jouself meer, en jy dink jy's beter as ander en meer geestelik as hulle nie. En waar jy met iemand praat, wil die Gees vir jou die gawes gee, om vir jou toe te rus, om 'n effektiewe getuie te wees, wat hierdie persoon geestelik gaan help. Hoe is hierdie vir 'n uitdaging? Gee kans in groepe vir stil gebed, en vra dan die Heilige Gees, om 'n gedagte, 'n profesie te gee, wat julle met mekaar deel. Ek gaan nou kans gee. Daar is nog so 5 minute. 6, 7, hoeveel. Maar dat ons vir die Gees vertrou, om vir ons te lei. En dat ons leer om in 'n verhouding met hom te wees. En ek weet nie wat die Gees vir jou wil kom sê nie. Miskien het hy 'n woord vir iemand hierso. Jy weet nie eens vir wie nie, maar jy sê, weet jy, het by my 'n gedagte opgekom. Ek wil nou nie iets sê nie, dus sê nou maar van 'n herder met skape. Ek weet nie vir wie dit is nie, maar hierdie prentjie het by my opgekom, of hierdie woord, die Here is my herder, het by my opgekom. Hierdie woord, of hierdie prentjie, of hierdie beeld. En ek weet nie vir wie dit is nie, maar toets dit en gevra vir die Here, as dit vir een van daardie in die groep is, gaan daai persoon onmiddellik weet, dis vir my. En as anders sê, weet jy, dit sluit aan by wat ek gedink het, en dis wat ek gesien het. Kom ons stel ons oop om die Gees van die Here se stem te leer herken. En ek glo die Gees van die Here gaan ook vir mense iets begin sê oor die gemeente. Wat is dit? Wat wil hy sê? So, kom ons vertrou die Here. Hy leef mos. Sy Gees is mos in beheer in jou hart. Kom ons vra vir hom, dat hy met ons sal praat. En dat hy vir ons iets sal gee, om te deel met mekaar. Ek weet nie wat dit is nie, jy weet ook nou nog nie wat dit is nie, moenie met jou verstand iets uitdink nie, stel net jou hart oop, en kyk wat 'n gedagte spontaan by jou opkom. En na 'n stil gebed, dan gee 'n kans, dan deel ons dit gou in die groepies. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons dankie dat U ons stem gehoor het, ons met U die kontrak gemaak het. En ons vir U gevra het om ons lewe nou te beheer. Dankie Heilige Gees dat U in beheer is van ons lewe, en dat U ons wil lei, en dat U met ons wil praat, en ons wil U gehoorsaam, ons wil U stem al beter herken. Kom help ons nou, om U stem te herken, en te hoor, en iets te sien, iets te hoor wat U vir ons wil sê. Ons stel ons harte nou oop, Here Jesus, net vir U, dat U gedagtes in ons binneste kan plaas. Praat met my, Here. Ek is oop vir U. Kom wys vir my wat U wil hê ek moet sien. Of dit vir myself, of vir iemand hier rondom my, of vir die gemeente is. Ons nou tyd vir stil gebed, net jy en die Here. Jy en die Here en sy Gees.
Goed, kom ons kyk so 'n bietjie in groepies, 3, 4 na mekaar toe. Dan deel ons as daar iets by jou opgekom het. Terwyl ek hier stil was, het hier net met my 'n gedagte opgekom. Ek sien sneeu, en ek sien dis wit, en ek sien dis skoon. En die Here wil sê, al was jou sonde soos skarlaken, ek maak dit wit, soos sneeu. Jy's rein. Iemand, is dit 'n woord? Draai gou na mekaar toe en deel die gedagtes wat by jou opgekom het. Goed. Kan ek vra as dat dalk iemand wat ietsie wou deel? Enige iets wat iemand gesê of wat by jou opgekom het? Ja, kom ons hoor Riek. Goed. Dankie Rikus, ek dink wat ek hoor, wat in my gees getuig ook is, dat hy sê, die Here het hom as 'n voorbeeld hierheen gestuur, om te wys, dat hier kan verandering kom. En die Here het vir hom gesê, dis sy laaste kans. En dat die Here vir Koppie se kans gee. Hy wil iets verander, sodat sy woord kan uitgaan. Dankie. Nog iemand? Ja. Dit is
weke in die antwoord van die Paasjaar. So, En die Here het ons hierdie woord gegee en ons het nog gevoel, ekskuus, dis nou weer 'n vreemde woord om dit te proklameer. En basies maar net wat dit beteken is, ons het dit net gevoel om dit saam hardop te lees, ja, om daarmee saam te stem met die woord. En die water, en waar die water kom, is daar 'n lewe. ja, Maar hierdie water vloei vanuit die troon van God, Ja. verby die altaar. Ja, so dis nie water wat ons opwek nie. Ja. Dit is God se God water. se lewe. Nie ander snaakse goed Ja. nie. Dis die lewe wat God gee. Sy gees, Ja, dit is, wat die lewe bring. ja, ons moet net doen wat hy sê. Ja. Wat hy sê. Ja. Nie ons dink nie. Sy sê, hulle het bevestiging voor hierdie konferensie, as hulle gebid het vir die konferensie, het die Here Esegiel 47 vir hulle kom wys. En toe ek dit praat en dit sê, toe is dit vir hulle 'n bevestiging dat die Here vir hulle kom sê, dis my plan vir koppies. Die Here gaan 'n tuin laat groei. Sy gees gaan dit doen. Julle moet hom vertrou. Julle moet dit proklameer, sê sy. Julle moet sê, die Here gaan koppies laat doodloop. Nee, julle gaan moet proklameer, koppies gaan 'n verskil maak in hierdie wêreld. En koppies gaan nuwe lewe bring. En gaan die woestynharte verander in 'n tuin. Gaan proklameer God se belofte vir koppies. Nog iemand? Ok, dis 'n groot woord hierdie. Maak my opgewonde in my gees te sien die Here is besorg oor die gemeente. En hy het 'n plan. Kom ons sluit af met daai lied. En kan maar die lied opgooi. En dan gaan ek vir ons net met 'n gebed afsluit. En môreoggend, kom ons bid en vertrou dat die opgestane Jesus op Paasondag aan ons sal verskyn. Kom ons staan. Dankie vir hierdie tyd wat U na ons gekom het. Dankie dat U my naam ken en dat hy in U boek van die lewe geskryf is. Dankie dat U met my 'n plan het, Here. Ek wil onder U leiding hier vandaan vorentoe gaan. Here, ons wil kom bid vir Koppies gemeente, vir die leierskap in hierdie gemeente, dat hulle U stem sal hoor, dat hulle by U hart sal uitkom, en dat hulle U kragtige werking sal beleef, wat vir hulle nuwe hoop en nuwe moed, en nuwe blydskap en vrede en bekering sal gee. Here, kom help hulle om in groepe by mekaar uit te kom en mekaar te ondersteun en te help en op te bou. Kom help hulle om elke volgende tree te gee en te gehoorsaam. Mag die genade van die Here Jesus met elkeen van ons bly. U liefde, o Vader, ons toevou en beskerm en versorg. En o Heilige Gees, laat U stem helderder in ons harte weer klink en help ons om U te volg. En lei U vir ons om God drie-enig te verheerlik. Kom seën ons môre op die Paasondag. Kom ontmoet ons hier in die kerk. Bring mense hierheen wat U wil aanraak en vir wie U wil seën. Ons bring môre se diens na U toe. Kom verheerlik U self in Jesus naam.